Die Heilige Skrif getuig daarvan dat God lank tevore deur die profete die koms van die Messias aangekondig het. Alles het plaasgevind volgens sy ewige raadsplan. Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Vervul in Matteus 1 vers 21 tot 23. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Profesie in Micha 5 vers 1. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Die vervulling vind ons in Lukas 2 vers 4. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nasaret, na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was. Voorspelling in Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En dis vervul in Lukas 2 vers 10 tot 11. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. In Jeremia 23 vers 5 vind ons die volgende profesie. Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. Die vervulling vind ons in Lukas 1 vers 32 en 33. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Jesaja profeteer in hoofstuk 42 vers 6. Ek, die Here, het u geroep in geregtigheid, en ek vat u hand en behoed u, en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Die woorde van Simeon in Lukas 2 vers 29 tot 32 vervul hierdie profesie. Nou laat u, Here, u diensknegt gaan in vrede, volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. Selfs die koms van Johannes die Doper is voorspel in die Ou Testament. Hoor wat sê Jesaja in hoofstuk 40 vers 3. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Matteus 3 vers 1 tot 3 vertel vir ons van Johannes die Doper. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy, van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Ten slotte, al hierdie dinge het gebeur, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, en sodat ons kan glo dat Jesus die Christus is. Galasiërs 4 vers 4 sê ook, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Halleluja. Amen.